So wat is jou siening van moenie die duiwel agter elke bos gaan soek nie? Daar is nou die ander lekker leuen met die vyand ons mee besig hou baie jare. Maar ons sal ook altyd sê, nee, moenie die duiwel agter elke bos soek nie. Sê nee, ons moet nou mooi weer eens, kom ons gaan skrif toe. 1 Johannes 5 vers 19 sê, die hele wêreld lê in die mag van die bose. So, as die hele wêreld in die mag van die bose lê, wys my die bos wat nie 'n gogga agter hom het nie. Die verskil is net bokkel. As ek weet wat is my autoriteit in Christus, loop ek nie rond en soek 'n demoon agter elke bos in vrees of in paranoia nie. Ek weet wie ek is in Christus. Ek gaan aan met my lewe en as daar 'n demoon agter 'n bos uitspring en my huwelik aanval, dan weerstaan ek hom in die krag en in die naam en in die autoriteit van Jesus Christus en gaan aan my lewe. En as daar nou ander een agter 'n ander bos uitspring en my finansies aanval, dan weerstaan ek hom in die krag en in die naam en in die autoriteit van Jesus Christus en gaan aan my lewe. So ek loop nie rond en soek 'n demoon agter elke bos nie. Maar ek weet, ek loop nie in vrees nie, want vrees kom nie van God af nie. Jy verstaan bokkel, en dis die ding wat die Here my geleer het, maar ek moet besef, hy is agter elke bos. Maak nie saak waar ek en jy gaan nie, want hy lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou en hy loop rond soos 'n bril in 'n leeu en hy soek wie hy kan verslind. So daar is nie so 'n ding soos moenie die duiwel agter elke bos soek. Nou is die probleem. Omdat mense bang is dat van hulle vriende of medegelowiges gaan vir hulle lag as hulle nou sê maar oor die duiwel is dalk hier en so aan, dan sê naderhand begin hulle die duiwel agter geen bos soek nie. So raai wat gebeur. Nou kom die duiwel en hy val hulle aan. En wat doen ons nou weer? Hoe die Here straf my nou. Nou kry God weer die skuld vir dit wat die duiwel gedoen het. En nou sê ek altyd vir mense, weet jy waar kom dit vandaan? Dit kom van Adam en Eva se tyd af. Jy weet, Eva kom, Satan kom versoek haar en sy gee vir Adam 'n eet. En God kom Adam en sê, Adam, wat het jy gemaak? En Adam sê, Here, hierdie vrou wat U vir my gegee het, sy het my laat eet. Wie die probleem veroorsaak? Satan het. Hy het vir Eva versoek, sy het geluister na die Satan, sy het geëet. Toe gee sy vir Adam. Toe God vir Adam sê, maar wat het jy gedoen? Wie kry toe die skuld? God en 'n ander persoon. Here, hierdie vrou wat U vir my gegee het, sy het my laat eet. So, wat is nou die probleem hier? Ons het vandag nog dieselfde siekte. Hulle noem dit excusitis en blamitis, of blamitis en excusitis. Jy weet, ek blameer alles en almal rondom my en ek het excuses vir al my foute want ek het nie die guts om te sê, Here vergewe my, ek het droog gemaak. Ek was verkeerd. Ek moes gesê het, nee Eva, ons eet nie van hierdie boom nie, maar hy het dit nie gedoen nie. So, dit kry ons vandag nog. So Satan kom in 'n huwelik in. Satan kom in 'n besigheid in. Satan kom in 'n vriendskap in en hy veroorsaak havoc. En wat doen ons almal? Die Here straf my. Ja, maar dis mos sy skuld. Ja, dis mos haar skuld. En. Doen dit vandag nog. Satan veroorsaak die probleem. God en ander mense om ons kry die skuld want ek het nie die guts om te sê vergewe my waar ek verkeerd was nie. Ja.